welkom by kwartaal 2 graad 10's. En ons gaan sommer wegspring met funksies. In graad 9 het jy die reguitlyn geleer, maar hierdie kwartaal in graad 10 gaan ons nog 3 ander funksies leer. Kom ons begin by die definisie van 'n funksie. Gewoonlik gebruik ons sommer net die woord grafiek, maar 'n funksie is 'n baie spesifieke grafiek waar elke x-waarde net een y-waarde het. So as ons byvoorbeeld gaan kyk hierso by 5, en as ek by negatief 5, en as ek 'n lyn trek by negatief 5, dan beweeg ek oor my grafiek net een keer. So vir hierdie x-waarde van negatief 5, het ek net een y-waarde. So vir elke x is daar net een y. Maar as ons kyk na die sirkel, by negatief 1, beweeg ons oor die grafiek 2 keer. So vir 'n spesifieke x-waarde het ek 2 y-waardes. So die sirkel is nie 'n funksie nie. Maar die grafiek aan die linkerkant is 'n funksie. Daar is 'n toets wat hulle noem die potloodtoets. So as jy jou potlood van links na regs beweeg, ek gaan nou vir jou net 'n lyn trek, maar as jy jou potlood van links na regs beweeg, moet jy elke keer net een keer oor die grafiek gaan. Dan is dit 'n funksie. Waarmee die sirkel, elke keer as ek 'n vertikale lyn trek, beweeg ek oor die grafiek 2 keer. So die sirkel is nie 'n funksie nie, die grafiek aan die linkerkant is 'n funksie. Vir een x-waarde is daar een y-waarde. Die volgende gedeelte is die definisie en waardeversameling. In die alfabet, x en y, in die alfabet kry ons x vooruit. Definisie en waardeversameling, d en w, in die alfabet kom d voor w. So ons definisieversameling is ons x-waardes en ons waardeversameling is ons y-waardes. Nou die grafiek aan die linkerkant, as ons hom gaan teken, gaan hy eintlik nog aangaan. So hy gaan nog hier van die bladsy af, aan en aan en aan en vir altyd aan. So vir die x-waardes, omdat die grafiek nie eindig nie, die grafiek hou aan en aan en aan, bestaan die grafiek vir al ons x-waardes. Nou in kwartaal 1 het ons getallestelsel gedoen, die reële getalle en rasionaal en irrasionaal. So wanneer 'n grafiek vir alle waardes bestaan, alle x-waardes in hierdie geval, dan sê ons net vir die definisieversameling, in hierdie geval, want is x, sê ons net x is 'n element van reële getalle. Dit beteken hierdie grafiek bestaan vir alle x-waardes, rasionaal, irrasionaal, tel, heel, alles. Die y-waardes, ons grafiek begin hierso by negatief 5. Hier onder negatief 5, hierso bestaan ons grafiek nie. So ons grafiek begin by y van negatief 5 en dan beweeg ons grafiek op. En weer, omdat die grafiek vir altyd aanhou, gaan die grafiek nie aan die bokant iewers ter stop nie. So die grafiek begin by negatief 5 en dit gaan tot by oneindig, want dit stop nie. So vir ons waardeversameling kan ons gaan sê x is groter of gelyk aan negatief 5. In kwartaal 1, toe ons ongelykhede gedoen het, het ons intervalnotasie gedoen, so jy kan hierdie ook op die intervalnotasie gaan skryf, in plaas van x is 'n element van reële getalle, kan jy sê x gaan van negatief oneindig tot by oneindig, of in plaas daarvan om te sê, hierdie moet y wees, in plaas daarvan om te sê y is groter of gelyk aan negatief 5, negatief 5 is ingesluit, so dis 'n vierkantige hakie, en ons gaan tot by oneindig, en oneindig het altyd rondhakies. So weer, jy kan besluit hoe jy dit wil skryf, my voorstel is, gebruik hierdie, maar jy mag intervalnotasie gebruik as jy wil. Vir die tweede grafiek het ek nou vir jou 'n beginpunt en 'n eindpunt gegee, so in hierdie geval gaan die grafiek nie vir altyd aan nie. So as ons eers kyk na definisie,
definisie is ons x-waardes, die x-koördinaat is altyd eerste. So ons begin by -3 en ons eindig by 2. So jy kan sê x is groter en gelyk aan -3 en x is kleiner en gelyk aan 2. Of op intervalnotasie gaan ons van -3 tot by 2. En -3 en 2 is ingesluit want die kolletjies is ingekleur en as dit ingesluit is, beteken dit is gelyk en dan gebruik ons vierkantige hakies. En dan vir die waardeversameling, dit is ons tweede koördinaat. So ons y-waardes gaan van -2 tot by 4. So van -2 tot by 4. So ons gaan sê y is groter of gelyk aan -2 en y is kleiner of gelyk aan 4. Of as jy dit in intervalnotasie wil skryf, die kolletjies is ingekleur, so dit beteken ons moet vierkantige hakies gebruik en ons begin by -2 vir y en ons eindig by 4 vir y. Jy moet onthou, definisie is al die x-waardes en waardeversamelings al die y-waardes. En indien jou funksie vir alle x of alle y bestaan, dan sê jy in hierdie geval x is 'n element van reële getalle om te sê dit bestaan vir alle moontlike getalle. Hier is 'n opsomming van jou huiswerk vir die week. Onthou asseblief as daar enige iets is, vra, geniet die res van jou week en dan sien ek jou volgende week.